Goeiemôre broers en susters en kinders, ook al die familie en vriende wat vanoggend hier saam met ons kom aanbid. Ons groet ook spesiaal almal wat by Overberg Tuis by ons erediens ingeskakel is. Vanoggend se erediens vind plaas na 'n week van baie drama en spanning, wroging, intense emosie wat gewissel het van hartseer en woede en bitterheid, van onderlinge verdeeldheid, dreigemente, allerlei uitsprake van politici en ook uitsprake van landbouleiers en nuus wat op verskillende platforms versprei is. Ons is egter ook vanoggend hier byeen in die wete dat ons God, die Vader, Seun en Heilige Gees, die Almagtige is, die Skepper, die Herskepper, die Volleinder van alle dinge. Hy is die getroue God. Hy is ons hemelse Vader, wat ons liefhet, vir ons sorg en vir ons bewaar. Hy verseker ons dat niks ons ooit van sy liefde kan skei nie, en waar ons ook mag wees, of wat ook al met ons gebeur, ons nie alleen is nie. Hy is by ons, selfs in die dood. Ons weet ook dat die Here, ons God, sy verbond van genade met ons gesluit het, die dag toe ons in sy naam gedoop is. Ons weet dat hy getrou bly aan sy beloftes, en dit ook in ons lewe bevestig en waarmaak. Ons weet dat hy steeds met ons handel, soos met die aardsvaders en moeders, met Abraham en Sara, Isak en Rebekka, Jakob, Lea en Rachel. Ons weet dat hy die God is wat met Moses en die volk gehandel het, uit slawerny, deur die woestyn, tot in die beloofde land. Ons weet dat hy gehandel het in die tyd van die konings en die profete, ook in die tyd van die ballingskap en die terugkeer uit die ballingskap. Ons weet dat sy koninkryk, sy heerskappy op 'n beslissende manier gekom het in en deur sy seun Jesus Christus. En ons is bevoorreg om hom deur Jesus te leer ken as die God van liefde en genade, wat vir ons deur sy seun verlossing en lewe gebring het, en ons deur sy Gees lei en help om met geloof, hoop en liefde ons lewe te leef. Hy, die Here ons God, die Vader, Seun en Gees, nooi ons nou uit om voor hom tot rus te kom. Kom ons sing nou vonklied 234, die eerste, tweede en derde strofe. Oh, 'n 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 'n
Nader tot die Here. Here ons God, ons sien na U op. U wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Ontferm U oor ons, Here. Ontferm U oor ons, want ons het meer as genoeg gehad van alles wat rondom ons aan die gebeur is. Wees ons genadig, om Christus wil. Amen. Gemeente, mag daar vanmôre genade en vrede in julle lewe wees, omdat julle God ken as julle hemelse Vader, as die Almagtige, die Skepper van alles. Omdat julle Jesus Christus ken as die gekruisigde en die opgestane Here, wat oor en lewe gebring het. Omdat julle die Heilige Gees ken as God wat in julle woon, julle troos, bemoedig en julle help en lei om julle lewe as kinders van die Here te leef. Amen. Kom ons loof nou die Here met lied 205, die eerste en die derde strofe, Bring lof aan die Vader. Gemeente, ons luister vanoggend na die Here se woord uit Eksodus 32 vers 1 tot 14. Ek gaan vir u ook gedeeltes lees uit Psalm 27 en Psalm 106. Laat ons eers saam bid. Here onse God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U dat ons U mag ken as die Here wat genadig en barmhartig is, wat lankmoedig en vol liefde is. Baie dankie dat U vir almal goed is en barmhartig is oor alles wat U geskep het. U is ons hemelse Vader wat almal ophelp wat geval het en almal ondersteun wat bedruk is. U maak U hand oop en skenk U guns in oorvloed aan al wat leef. Ons wil U elke dag loof, U naam elke dag prys, want U is groot en U grootheid is ondeurgrondelik.
Geslag na geslag, ook ons, prys U oor U groot goedheid en U reddingsdade. Dankie dat U ook vanoggend naby ons is, as ons U in opregtheid aanroep, en dat U aan ons gee wat ons vra. U hoor as ons om hulp roep, en ons red, dat U almal beskerm wie U liefhet. As U gemeente, as U kinders, as volgelinge en disippels van Jesus Christus, luister ons nou ook graag na U woord vir ons lewe. Mag ons by die aanhoor, verkondiging, nadenke, en ook wanneer ons later vandag en in die week saam nabetragtiging hou oor U woord in ons geloof versterk word, om vanuit die betekenis en krag van U woord, gelei deur U Gees, ons lewe te gaan leef as begenadigdes en getuies. Spreek, Here, U kinders luister. Ons bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Ek lees vir u voor uit Eksodus 32 vers 1 tot 14. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê: Kom maak vir ons 'n God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord: Haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf. Toe sê die volk: Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep: Môre is daar fees vir die Here. Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna het die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan. Toe sê die Here vir Moses: Klim van die berg af, want jou volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het iets vreesliks gedoen. Hulle het gou die pad verlaat wat ek vir hulle aangewys het, en hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê: Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Verder het die Here vir Moses gesê: Ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vir jou sal ek dan tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê: Here, waarom is u toornig op u volk, vir wie u deur u groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het? Waarom moet die Egiptenaars kan sê: Hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig? Laat u toorn bedaar en wees u volk genadig. Moet tog nie die ramp oor hulle laat kom nie. Dink aan wat u met 'n eed beloof het aan u dienaars, aan Abraham, Isak en Israel, toe u vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem. Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te bring. Ek lees ook vir u voor, Psalm 27 vers 14,
In die nuwe vertaling staan dit soos volg: vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. In die ou vertaling het gestaan, en ook in die nuwe Afrikaanse direkte vertaling staan dit soos volg: wag op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, wag op die Here. En dan ook Psalm 106, vers 6. Ons het gesondig, net soos ons voorvaders. Ons het verkeerd gedoen. Ons is skuldig. Vers 19 tot 23. By Horeb het hulle 'n kalf gemaak, voor 'n god van metaal gekniel. Hulle het die magtige teenwoordigheid van God verruil vir die beeld van 'n bees wat gras vreet. So het hulle vir God, hulle redder, vergeet. Hy wat groot dinge in Egipte gedoen het, wonderdade in die land van Gam, magtige dade by die Rietsee. Die Here wou hulle verdelg, maar Moses, sy uitverkorene, het by hom vir hulle in die bres getree, om sy gramskap af te keer, sodat hy hulle nie vernietig het nie. Wie van julle hou daarvan om lang te wag vir iets? Nie een nie, lyk dit vir my. As ons iets wil hê, dan wil ons dit graag dadelik hê, nee. Ons is maar so as mense. Ons sukkel om te wag. En dis waarvan ons vanoggend gelees het in Eksodus 32. Moses is by die Here op die berg. Die volk het duidelike opdragte gekry waarmee hulle besig moet hou. Hulle was veronderstel om besig te wees om alles reg te kry vir die tabernakel wat gebou moet word. Die tabernakel is die plek, sê ons 'n kerkgebou, was 'n tent waar die Here aanbid kon word. Maar Moses was weg en dit het vir hulle gevoel asof die Here ook weg is. En hulle het nie meer kans gesien om te wag dat Moses terugkom nie. En toe doen hulle eie ding. En wat hulle toe doen is heeltemal verkeerd in die oë van die Here. Hulle maak 'n kalf, 'n afgod, en hulle dink dat deur 'n afgod te maak hulle die Here teenwoordig kan kry weer in hulle lewe. En hulle dink hulle kan hom so aanbid deur hierdie kalf. 'n Groot fout wat hulle gemaak het. Hulle was nie bereid om te wag op die Here in hulle lewe nie en te doen wat die Here van hulle vra nie. Hulle was ongehoorsaam. Nou wat gebeur as 'n mens nie wag nie? Hier is nou 'n fles met kookwater. Sê nou ons het nou gou 'n bietjie koffie gemaak met hierdie fles en in 'n glasie gegooi en ek sê vir julle, wag, moenie nou dadelik hierdie koffie drink of hierdie tee drink nie. Dit gaan jou keel brand. Maar jy wil nie wag nie en jy drink hierdie vuurwarm of kookwarm koffie of tee. Wat gaan gebeur? Ja, jou mond gaan brand. Jou keel gaan seer wees. Jou tong gaan jy dit voel. Hoekom? Omdat jy nie geduldig wil wag dat dit bietjie afkoel nie. Nou dit is ons groot probleem as Christene, as gelowiges. Dit is vir ons moeilik om te wag. En dan doen ons soms verkeerde dinge. En dan moet ons die gevolge daarvan dra. Ons moet elke dag vir die Here vra. Here, help vir ons om te luister na u woord, om te hoor wat u vir ons sê, om duidelik vir ons te maak hoe ons moet lewe, sodat ons reg sal lewe en nie sal seer kry omdat ons verkeerde goed doen nie. Kom ons bid saam. Vanoggend kom bid ons ook, Here, dat u vir ons sal help om van kleins af u te vertrou, op u te wag vir u tyd, vir u antwoorde, dat ons sal wag dat u vir ons sal lei, vir ons sal wys om op die regte pad te bly en 'n regte lewe te leef. En dat ons nie ongeduldig sal word
en ons eie ding sal doen en op ons eie manier ons lewe sal leef nie. Dankie dat U vir ons goed is. En dankie dat ons weet, al voel dit soms of ons alleen is, dat ons nie alleen is nie, dat U altyd by ons is. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Dit is vir julle elkeen 'n bederfie om saam te vat bank toe. Maar voordat ek dit nou vir julle gee, wil ek julle herinner aan, onthou julle hierdie plakkertjie in die begin van die jaar, voor die Grendeltyd. Onthou julle hom? Smart Kicks. Nou wat was ons ooreenkoms? Vir elke Smartie in die boks, R1 vir elke Smartie of R2 vir elke Smartie. Ons werk daarvoor, want dit gaan vir 'n spesiale projek om ander kinders te help. As julle die Smarties nou eet, onthou van hierdie projek, nê? En om julle Smartie boksie terug te bring met julle geld in. Ek gaan nou nie vir julle aangee nie, julle moet nou elkeen vir julle vat. Ek gaan dit uitdop. As ek vat vir julle elkeen eenetjie. Gemeente, ons dien nou die Here met ons bankoffer. Ons doen dit vanoggend met dankbaarheid, omdat ons weet, ons mag op die Here wag, dat hy sy beloftes, wat hy aan ons gemaak het, in ons lewe bevestig en waarmaak. Die spesiale deuroffer vanoggend is vir die gemeente se studiefonds. Neem asseblief kennis dat ons diakens besig is om die tweede dankfees in te samel. Die diaken sal onderling met u reël hoe u bydrae wil gee. Voorbidding word gevra vir die onderhoud wat die pre-advieskommissie maandag 12 Oktober met nog 'n kandidaat gaan hou nadat een van die leraars op die kortlys sy aansoek teruggetrek het omdat hy 'n beroep na 'n ander gemeente aangeneem het. Ook vir die spesiale kerkraadsvergadering wat op Dinsdag 13 Oktober hierdie week gehou word met die oog op die beroeping van 'n nuwe leraar vir ons gemeente. En ook vir die spesiale kerkraadsvergadering wat Dinsdag 13 Oktober gehou word na die beroepingsvergadering om aandag aan dringende sake te gee. Ons wens graag al ons boere, plaaswerkers, tegnisie, amptenare, vakkundiges en helpers met almal se gesinne sterkte toe met al die voorbereidings om die oes van die lande af te haal. Mag dit 'n goeie oestyd wees en mag die Here ons gemeenskap seën met 'n goeie oes. Ons wens ook vanmôre almal geluk wat hierdie week verjaar. Overberghuis, Hannes Franken, die 16 Oktober, Wyk 1, Jaco Reichert en Thea Carpenter, die 13de en die 15 Oktober. Wyk 2, Chrissy Meyer, 17 Oktober, Wyk 3, Helen Smal, 16 Oktober, Wyk 4, Johan Klase, 15 Oktober. Appelskraal, Dirkie Human, 13 Oktober en Evert Neteling, 15 Oktober. En Bokkerivier, Nico Human, 14 Oktober. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat maak jy as jy daardie punt in jou lewe bereik, waar dit vir jou voel, dit help nie meer om vir die Here te wag, dat hy jou moet help nie, of gaan help nie. Waar dit vir jou voel dat jy aan jouself oorgelaat is, waar jy dink, waar jy voel, ek moet nou in my eie selfbelang iets doen, om weer die Here te ervaar, om hom weer teenwoordig in my lewe te kry. Ons lees in Eksodus 32 van so 'n soort situasie. Ons kan dit 'n woestynsituasie noem. In hierdie woestynsituasie ontstaan daar 'n stilte wat onuithoudbaar geword het. Ons lees
dat Moses vir die volk verdwyn het. In Eksodus 24 word vertel hoe dat Moses die berg uit is en daar in 'n wolk verdwyn het. En ons weet, in Bybelse beeldspraak is wolke aanduidings of tekens van God se verborge teenwoordigheid. Moses was dus in stilte in die teenwoordigheid van God. Maar vir die volk is hierdie stilte, hierdie afwesigheid van hulle leier, hulle tussenganger tussen God en hulle ondraaglik. Dit voel vir hulle asof hulle sonder 'n leier alleen gelaat is in die woestyn. Die woestynstilte begin algaande die volk. En die geluide wat daar is, veral snags, maak die leegheid van hulle alleen wees net meer skrik aanjaend. Daarom gaan hulle na Aaron en sê vir hom, as hulle om hom saamdrom, ons weet nie wat van hom geword het nie. Ons hoor in hierdie woorde dat hulle bang is, dat hulle benoud is. Maar ons hoor ook in hierdie woorde iets van 'n aggressie, veral dat hulle om hom saamdrom, dat hulle nou moeg gewag is. Hulle besluit daarom om 'n godsdienstige fees te hou, om hierdie dood te verbreek. Om 'n erediens te hou ter ere van die God wat hulle uit Egipte verlos het. Hulle vra dat Aaron vir hulle 'n god maak, 'n beeld maak, sodat hulle rondom hierdie beeld hulle lofoffers kan bring, kan fees vier tot eer van die Here wat hulle verlos het. Ons lees in Eksodus 32 vers 6 egter ook dat hulle losbandig te kere gegaan het. Die Hebreëse woord impliseer iets van dat hulle opgestaan het om te speel. Met ander woorde, die erediens wat hulle hou, is 'n spel waarin hulle speel dat God teenwoordig is. Dit is egter 'n gevaarlike spel om te speel, want dit lei tot 'n versoek met rampspoedige gevolge. Die versoek was die God wat gemaak moes word, wat hulle kan lei. Die versoek om 'n beeld, waarmee hulle die God wat hulle verlos het uit Egipte, wou vereer. En so word hierdie kalfsbeeld deur Aaron gemaak. Hy reël sommer ook dat 'n altaar gebou word, waar die offers vir die Here gebring kan word. Hieroor was die Here kwaad. In sy oë het die volk iets verskrikliks gedoen. Destyds het mense gedink dat wanneer jy 'n beeld van die Here maak, so 'n godsbeeld met goddelike krag gelaai was, byna soos 'n battery. En deur middel van die godsbeeld maak jy dan God meer toeganklik, sodat jy makliker toegang tot die goddelike krag kan kry. Met hierdie duur goue kalf wat gemaak is, wou die volk vir God van die berg af probeer kry. Wou hulle hom dwing om weer teenwoordig te wees. Wou hulle die gevoel van Godverlatenheid self te bowe kom. Geliefdes, dit bly nog altyd een van die grootste versoekings, dat ons as mense probeer om 'n houvas op God te kry. Dat ons God probeer dwing om teenwoordig in ons lewe te wees, om op te tree in ons lewe.
Deur dit te doen, fabriseer jy 'n afgod, al noem jy hom die Here. Dit is wat die tweede gebod uitdruklik verbied. Waar jy, en nie God nie, die inisiatief neem. Waar jy probeer skep, wat God reeds voorsien het. God het die opdrag gegee dat 'n tabernakel gebou moet word. 'n moeitevolle en 'n tydrowende proses sou dit wees om hierdie tabernakel te bou. Sodat hulle in die tabernakel God sou ontmoet, sy teenwoordigheid op 'n besondere manier sou ervaar. Maar hulle skep vinnig eerder 'n kalsbeeld oornag en word dit 'n oorhaastige, afgeskeepte, betekenislose stuk werk. Ja, dit is nie maklik om te wag nie. Iets doen. Ons wil nie in 'n situasie wees soos die volk waar hulle moes wag nie, sonder Moses en sonder God nie. Van so 'n situasie probeer ons so gou as moontlik wegkom. Die psalmdigter roep ons op tot so 'n lewe. Wag op die Here. Wat beteken dit om op die Here te wag? Henry Nouwen, bekende Rooms-Katolieke priester en teoloog, sê dit beteken onder andere die volgende. Eerstens dat ek die illusie prysgee dat ek self in beheer van my lewe is, ook my geloofslewe. Tweedens, dat ek met openheid en vertroue op God wag, om sy beloftes en nie my wense te vervul. Derdens, dat ek, soos Jesus, met oorgawe aan God oorgegee sal lewe. Jesus wat entoesiasties, voluit preek, wonders doen, reis, mense ontmoet, mense help. En vir ons Vader koning is, maar Jesus wat dan om oorgee, as hy oorgelewer word, veroordeel word, gekruisig, gedood word, as hy sterf. In so 'n lewe, skryf Henry Nouwen, 'n lewe van oorgee en wag, bring God oorvloedige nuwe lewe voort. Daarom, as volgelinge, as disippels van Jesus, word ons in hierdie Koninkrykstyd 2020 ook vanoggend aangespoor om die dissipline van wag in te oefen en te laat groei. Wag op die Here. Hy is in beheer van ons lewe. Wag op sy beloftes, dat hy dit waarmaak en uitvoer. Gee jouself oor. Gee jou lewe in sy hande oor. Leer op God wag, want hy is die God wat in beheer is. Hy is die God wat sy koninkryk regeer. In hierdie gedeelte hoor ons egter ook van Moses wat bid, wat intree. Hoor ons en leer ons van die belangrikheid van gebed in tye wanneer ons moet wag en ons geduld opraak. Moses tree op 'n besondere wyse in vir die volk wat nie meer wou wag nie, wat ongeduldig geraak het. Hy tree vir hierdie volk in die bres en pleit by die Here om Israel tog genadig te wees. Hy gebruik woorde soos bedaar asseblief Here, wees asseblief genadig Here,
Dink aan u eed met Abraham, Isak en Jakob, die beloftes wat u gemaak het. Dink aan wat die Egiptenaar sal sê, as u hierdie volk moet straf en uitwis, wat hulle van u sal sê, wat 'n soort God u is. En dan lees ons, dat daar 'n groot ding gebeur. Die almagtige God luister na 'n mens. Hy luister na Moses en sien daarvan af om die ramp oor sy volk te bring. In hierdie moeilike tyd waar ons tans leef, mag ons bid en weet God luister na gebed. Gebed is nooit te vergeefs nie. Ons mag bid. Ons mag in besonder ook saam bid met die NG Kerk Vrystaat Synode, met al die gemeentes in die Vrystaat, wat hierdie week 'n week van verootmoediging en gebed het. Waar hulle bid vir vrede en geregtigheid in ons land. Waar hulle bid vir plaasgemeenskappe se veiligheid. Waar hulle gaan bid dat korrupsie in ons land sal val. Ons bid dat al ons lidmate en alle Christene ons in hierdie tyd van geweld sal weerhou, om te alle tye as wetsgehoorsame landsburgers op te tree. Ons mag bid, omdat ons weet, ons wag op die Here. Hy is in beheer. Kom ons doen dit. Amen. Kom ons dank nou die Here. Ewige, almagtige, getroue en genadige God. Ons dank U dat ons op U mag wag in alle situasies en omstandighede van ons lewe. En dat ons in geloof sterk kan wees en goeie moed kan hou, omdat U in beheer is en U koninkryk regeer. Ons dank U dat ons mag leef uit U beloftes en daarin mag vashou, ook in die woestyntye van ons eie lewe. Ons dank U dat ons bevoorreg is om U teenwoordigheid voor U aangesig stil afhanklik te mag leef. Ons bely vanoggend voor U ons ondankbare en ontevrede harte, ons ongeduld en ongehoorsaamheid, ons twyfel en vrese, ons onwilligheid om swaar kry te verduur as volgelinge van U Seun Jesus. Ons bely ons vrees om op te staan vir wat reg is. Ons bely ons vooroordeele teenoor mense en dat ons ander nie behandel soos ons graag behandel wil word nie. Ons bely ons vinnige oordeele oor ander en ons ondeurdagte en onbeheerste praat in moeilike situasies. Ons bely ons onwilligheid om te vergewe en te vergeet en te versoen en in vrede met mekaar te leef. Wees ons asseblief genadig en vergewe ons. Lei en help ons asseblief om deur U Gees toegewyd en gehoorsaam te leef, soos U van ons vra. Ons kom bid vanoggend saam met broers en susters in die Vrystaat vir alle plaasgemeenskappe, vir alle boere en plaaswerkers en hulle gesinne se veiligheid. Ook mense in woonbuurte, verskillende woonbuurte wat aan geweld blootgestel is. Ons bid saam vir vrede en geregtigheid in ons land en dat korrupsie in die huidige regering, maar ook op alle terreine sal val. Ons bid dat mense hulle van geweld sal weerhou en dat ons almal te alle tye as wetsgehoorsame landsburgers sal optree. Ons kom bid vir die pre-advisiekommissie se onderhoud maandagmiddag met nog 'n kandidaat as leraar vir ons gemeente en vir die kerkraad se beroepingsvergadering dinsdag aand
en ook die spesiale kerkraadsvergadering daarna. Mag elkeen by U hoor wat U wil is vir ons gemeente, omdat hulle ook geleer het om op U te wag. Ons kom bid vir almal wat hulle voorberei vir die oestyd en reeds begin het met die insameling van die oes. Dankie dat ons mag bid om U hulp met die insameling van hierdie oes vanjaar. Ons dink ook vanoggend aan almal wat siek is en wat herstel na operasies. Mag hulle ook U nabyheid elke oomblik ervaar. Dankie Here dat U ons goeie hemelse Vader is, tot wie ons mag bid, in die wete, U hoor en verhoor ons gebede. U is ons genadig. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons loof nou die Here deur te sing Vonklied 159, die eerste en die tweede strofe, dis eintlik 'n gebed wat ons bid. En ons erken in hierdie gebed ons diepe afhanklikheid van die Here. En ons wag op Hom om Afrika en ook Suid-Afrika te seën. Gemeente, ontvang nou die Here se seën en gaan leef wagtend, bidend voor die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader
En die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.